ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Ek dink net, ons moet volgende keer walk, walk sing terwyl ons staan. Nee, want die volgende wille stap is om te gaan walk, walk. Julle moet vir Lou en Laura gesien het in Mosambik. Hulle lyk nou so gereformeerd sit hulle hier voor. Hulle het uitgehak. Dan sing ons walk, walk, hulle wil nie stop nie. Hulle walk, walk nie. Dan sit weer om die saal en weer om die saal. Ek is later bang die saal val in mekaar. Ek tel net hoeveel keer is hulle al om. Ja. Kyk, en daai klomp Shangane het sommer baie vinnig die tune gehoor. Sommer hier die eerste keer wat jy hom sing. Jy hoef hom ook nie goed te sing nie. Hulle hoor hom sommer. En voor jy sê gromboontjie boter met stroop op, dan het hulle hom vertaal. Dan sing hulle hom. Famba, famba, ek weet nou nie wat die res nie, maar ek onthou famba, famba. Ja, dit is my baie kosbaar. Baie welkom aan almal. Die prys vir die braafste man gaan vanaand aan Henny, wat met sy kortbroek hier sit. Ja, kort mou ook. Sê vir julle, ja, is lekker om julle te sien. Ons gaan aan met Psalm, maar ek wil net voor ons aangaan met Psalm gou-gou 2 goedjies sê, voor ek vergeet. 1. Elke liewe maandag, as ek hier inkom, sien ek daai horlosie en dink, ek het 'n laai vol batterye en ek vergeet dit elke liewe week. Hy staan nou op 1 uur al vir weke. So hier's 'n plan. As jy by die huis is en jy onthou en daar lê 'n battery, dis 'n AA, sit hom in jou sak. Al het ons nou 5, 6, 10 ouens met batterytjies daai aand, dan het ons ten minste 1 vir daai horlosie. So iemand gaan onthou, Piet? Iemand asseblief onthou. Want dit maak dit net, Ja, maar dit is belangrik, want jy moet sien hoe skuif die mense, hoe nader ons aan 8 uur kom. Dis hoe ek agterkom, hoe laat dit is. As daar 1 skuif, dan weet ek, dis nou half. As daar 1 in elke kant skuif, weet ek, dis nou 15:15. Dis die een ding. Die ander ding wil ek sê, ons het, voordat ons Mosambik toe is, toe met die hulp van Leanne, sal ons toe nou die malperd op, sy gooi die gedagte, ek gryp dit, daar hardloop ons, en ons stig toe sulke WhatsApp platforme. Maar ek het dit net 1 keer op video gesê, ons het dit. Toe dink ek, wow, wag nou eers. En so, ons het nou so 3 maande se kans gehad om dit deur te werk. Nou wil ek net vir julle sê, van die groepe, daar's 10 communities, en elkeen van hulle het, sê nou maar, 15 groepe in. Ek weet nou nie hoeveel nie. Die Weskaap dink ek het 29. En so elke dorpe. Mense wat nou hierdie kanaal kyk, weet dat hy. En toe sien ek, daar's van die groepe wat verskriklik goed werk. Ek wil net vir julle sê, hoor. Ek sê nou vir julle, maar dit gaan ons nou eintlik uit daar agter. Maar as van die groepe wat fantasties saamwerk, die mense, fellowship en die woord, en is net te wonderlik om dit te sien, en ek is toevallig op die oomblik op elke een van die groepe, so het ek vir julle gesê, hoeveel WhatsAppies het ek toe gehad in die 3 maande, het ek gesê? Ja, dit was oor die 2000. Nice, jy skrul vir baie lang, kom aan. Maar is net kosbaar om te sien, en dis nou mense in Suid-Afrika en dan mense in ander dele in die wêreld. En is wonderlik om te sien hoe die woord hulle harte raak en hoe hulle met mekaar begin praat en wat dit nou weer veroorsaak. So ons wil nou net sê vir die mense wat kyk, daar is sulke communities, ek weet nou nie wat se Afrikaans gemeenskappe, WhatsApp communities beskikbaar, as jy wil weet in watter provinsie, waar jy nou bly, watter dorp, kyk op die webwerf is ricardbotha.co.za, gaan kyk daar, Leanne het dit vir ons pragtig mooi uiteengesit, jy kies jou provinsie, druk op die skakel en jy is dadelik deel. So dit is so maklik soos dit. Wonderlik. Psalm 2.
Is julle in julle Bybels? Ja, ons is high-tech deesdae, ons het dit hier op 'n skerm. Ek het verlede maandag toe sê ek dink, ek is nie seker nie, maar ek dink die mees aangehaalde Psalm is Psalm 2. Toe ek by die huis kom, toe sê Zan, nee, dis nie Psalm 2 nie, dis 110. En Psalm 2 is die tweede mees aangehaalde Psalm in die Nuwe Testament. Die mees aangehaalde boek in die Nuwe Testament is Psalms, en van die Psalms is Psalm 110 die meeste aangehaal. Ek dink dis, as ek nou reg onthou, sê nou maar so 20 aanhalings in die Nuwe Testament uit Psalm 110. Dis net so kort psalmpie. En dan die volgende meeste is Psalm 2, en al twee van hulle messiaanse psalms. So ons gaan vanaand, dan doen ons Psalm 2, en dan volgende week doen ons Psalm 110. En daai twee loop baie mooi saam, nee? Dan kry jy 'n pragtige beeld van wat hulle van Jesus skets. So ek gaan hom vir julle lees in twee Afrikaanse vertalings, nee? Terwille van myself, want daar is sekere woorde wat ek in al twee vertalings graag wil sien. So ek doen eers die 53 vertaling, 12 versies, en het begin met 'n vraag wat sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou sameraad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek, tog, het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as U beskutting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Wel geluksalig is almal wat by hom skuil. Kan ek dieselfde een lees in die 83? Die van julle wat nou nie 83's het nie, kan nou sommer hoor hoe dit klink. Selfe Psalm. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smee die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn, in sy gramskap jaag hy hulle op loop. Dis ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Vra my, en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ysterscepter, hulle flenters slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, o konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde. Julle moet die Here met ontzag dien, hom met vrees en bewing toejuig, en hom onderdanig wees. Die ou vertaling praat van kus die seun. Hom onderdanig wees, sodat hy nie toornig word, en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Ja, die Engelse Bybel praat van, he will hold you in derision. God laughs or scoffs at you and he will hold you in derision. Nou moet ek eerlik wees, ek weet glad nie wat derision beteken nie. Wat beteken derision, papa? Derision. He will hold you in derision. Wat beteken dit? Hy sal my spot. Okay. Goed, so kom ons gaan kyk 'n bietjie daarna. Nou die Psalm word deur Jesus aangehaal en is baie duidelik dat Jesus verstaan, dit is op hom van toepassing. Dit word ook deur die apostels aangehaal en dit is baie duidelik uit hulle aanhaling dat hulle weet hierdie Psalm praat nie van Dawid nie, maar van Jesus. Daarom sal baie van die Bybels dit ook hê as opskrif stryd en oorwinning van die Messias. Nou is iets baie interessant wat jy kan leer. Nou ek weet nou nie wat se tipe studente sit nou hier vanaand nie, maar ek reken hier's 'n paar geskiedenisbofs
Nee, ouens wat goed is met geskiedenis en mense wat die nuus dophou en analiseer. En ek dink is 'n hele paar rugby afrigters. Nee, as die Springbokke speel, as julle ook daar. En so aan en so aan. Maar hier is iets wat jy kan leer van wêreldbedrywighede deur net hierdie Psalm te lees. Net iets wat jy kan weet. Jy hoef nie die nuus dop te hou elke liewe dag nie, jy hoef nie presies te weet wat gebeur nie. Jy hoef eintlik nooit uit jou huis uit te kom as het ware nie. Jy hoef nie 'n student of 'n skolier van een of ander aard te wees nie, 'n scholar eintlik. Jy hoef net te lees wat hier staan en dan verstaan jy wêreldgebeure. En, nie net dit nie net verstaan jy wêreldgebeure nie, maar jy kan ook met gesag 'n uitspraak maak oor wêreldgebeure en nou ja, het maak nou nie saak of die mense om jou dink jy praat nonsens nie. Die punt is, as jy sê wat hier staan, dan praat jy nie nonsens nie, dis die waarheid. So kyk gou, wat kan jy leer van die nasies van die aarde en koninkryke en regerings, nie net in die tyd waarin ons leef nie, en nie net in die tyd waarin Dawid geleef het 3000 jaar gelede nie, maar al die eeue tot vandag toe. Dwars die tyd. Nee, iemand sê vir my, wie het gepraat oor, iemand het verlede maandag gesê, nou moet ek probeer onthou, wie was dit? Toe het iemand oor Psalm uitlating gemaak en gesê, dit is so lank terug geskrywe, maar is baie duidelik dat die wese van die mens het nog niks verander nie. Wie het dit gesê? Iemand het vir my gesê. Ria. Ek wil my ook verbeel het was Ria. Iemand het ergens gepreek en sê, as jy nou dink, die Psalms sê nou maar 3000 jaar terug geskrywe, en wat het alles gebeur sedert 3000 jaar gelede, jy weet, tussen daai tyd en nou, nee, al die ontwikkelings wat daar was, ons is nou besig met nie ek nie, daar's nou besig om 'n skoolreunie gereël te raak met my matriekjaar, sê ekie, bly totaal in al ons skille. Wat vir my so snaaks was vandag, dan wys hulle die klasfoto, en nou kyk jy die klasfoto, en nou kan jy sien, almal sukkel nou met die name. Toe het ons 'n wonderlike stelsel uitgedink. Ons praat van hoe se ding is, wat se naam, ander ding is, en so aan. Nee? En dan kan jy oor enigiemand praat. Kyk hoe mooi lyk wat se naam. Of kyk hoe baie hare hy het, hoe se ding is. Maar as jy nou dink, 40 jaar, nee, ek was nou 40 jaar terug in matriek en jy dalk 50 of 60 of dalk minder, as jy nie dink al die veranderinge net so onlangs, hoe geweldig is die veranderinge in die samelewing en in die wêreld onder mense, sedert die tyd wat hierdie geskrywe is, tog vat hierdie psalms die wese van die mens akkuraat raak. Elke liewe keer, want dit het nog nooit verander nie. Die mense is nog steeds dieselfde. Is dit nie 'n lieflike gedagte nie? Was dit nie jy nie, Pieter, wat vir my gesê het? Was dit Ria? Ja, en jy besef, maar hier's iets binne wat nog presies dieselfde bly. My klere verander en my ligte en my huiswerk anderste, en ek ry nou met karre en nie meer met donkies nie, en al daai, en dit sit vliegtye en ons gaan maan toe en dis meer, maar my menswees en die ouens se menswees 3000 jaar terug is dieselfde. En dit wat in ons harte gebeur is presies dieselfde. Die goeders wat ons omkrap nog presies dieselfde, nee, die kern daarvan. Maar kyk wat staan hier. Hier staan, die vraag word gevra, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? So hier is iets wat ek leer. Die nasies en die volke van hierdie aarde, hoewel hulle verskillend is, party is wit, ander is geel, ander is swart, en ander is rooi, en so aan, en party bly in die noordelike halfrond, en party in die suidelike halfrond, maar daar's een ding, ongeag al hierdie verskille, taalverskille wat hulle het, is daar een ding wat hulle saambind, al die nasies deur al die eeue heen, een ding. Buiten nou die mensweesfaktor, is daar iets wat broei in die hart van 'n mens, wat hom verenig met alle ander mense, of hy nou daarvan hou of nie, met alle ander mense en rasse en nasies en tale en volke, nie net nou nie, maar reg deur die eeue. En dis waarmee hierdie psalm begin.
Hy sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Nou ons wil weet, wat is die nietighede wat hulle dan nou kwansuis bedink? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad. Kan jy dit sien? Sien jy die vertrek? Nee, sien jy die vorste, en hier sit hulle almal, en hulle hou saam raad, en die een ding wat hulle saambind, deur al die eeue heen, ongeag die nasie, volk of taal, is dat hulle raad hou teen die Here, en teen sy gesalfde, en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk, en hulle toue van ons afwerp. Nou, wat is die bande en toue van die Here en van sy gesalfde wat hulle wil afwerp? Wat hulle nie wil hê nie, wat is so onwenslik dat al die nasies en die volke verenig is in hierdie een doel, en dit is om dit reg te kry, om die bande, soos dit hier staan in die toue van ons af te werp. Wat is dit? En daar's net een ding wat daar die profiel pas. Net een ding. En dit is die gesag van God. Die feit dat hy God is en nie ons nie. Die feit dat hy sê wat is reg en wat is verkeerd en nie ons nie. Dat wat hy sê die weg van die lewe is, enigiets anderste, is die weg van die dood. Ons wil nie dit hê nie. Ons wil ons eie baas wees, ons wil ons eie ding doen, ons wil self besluit wat is reg en verkeerd, en ons wil ons eie lewens realiseer en ons eie suksesse bepaal. En dit sit swaar op ons. Dit is nie net 'n politiese saak waar nasies en volke en belangegroepe veg vir onafhanklikheid en selfbeskikking nie. Suid-Afrika het van die beste geskiedenisse as modelle om dit te bewys. Nee, as almal kom in die Kaap aan, en dan kom die Engelse ook aan, en dan gaan die boere weg. En dan gaan die Engelse soontoe, en dan gaan die boere nog verder, en die boere hulle weer kry hulle in die DRC. Nee, en ons het die Dorsland trekkers, en ons het hierdie trekkers, en almal, ons wil nie onder die regering van daai mense staan nie, ons het ons eie regering, ons besluit selfbeskikking, en dit kan ons vreeslik veredel, maar dit gaan baie dieper as dit, is die selfbeskikking ook teen God. Ons wil nie hê dat hy moet oor ons beskik nie. Ons wil sy bande van ons afwerp en sy toue van ons. En dit kan ons selfs doen, hierdie beraad waarvan hy nou praat in Psalm 2 vers 2, die konings van die aarde staan raad en die vorste hou saam raad, hulle staan gereed, kan ons self doen, hierdie beraadslaging, oor hoe kan ons die gesag van God ondermyn, kan ons selfs doen met 'n Bybel onder die blad. Ons weet dit. As jy nou dink, ons het dit hier gesê, en dit is altyd vir my so kosbaar as ek dit sê, ons praat van Jesus wat die aanstoot is, en vra ons, hoekom is Jesus se aanstoot? Julle onthou die oefening, nee? Onthou julle, hoekom is Jesus se aanstoot? Hy maak brood vermeerder, hy maak water wyn, hy maak die blindes gesond, die dowes hoor, die lammes loop, die malaatses word gesond, dooies word opgewek. Wat is die aanstoot aan Jesus? Wat is so aanstootlik? En hy preek die mees amazingste preke, en hy's lief vir die armes, en hy's lief vir die swakkes, en hy kuier by die sondaars, en eet saam met hulle. Wat is so aanstootlik aan Jesus? Is baie moeilik om die aanstoot te vind as jy daai goedjies noem. Dis die ander goed wat jy nie noem nie, waar die aanstoot in Jesus verborge lê, en dis die feit dat Jesus en niemand anders nie die Here is. En hy is die koning. Hy is die gesaghebber. In Engels kon jy dit lekker sê, jy kon sê, he calls the shots. En dis die aanstoot. I want to call the shots. En dis die een ding wat die nasies van die aarde, wat weet ek van die nasies van die aarde? Noem 'n nasie, jy kan enige nasie opnoem. Nee, hulle kan so vroom wees of so barbaars as wat jy kan opdis. Noem enige nasie, dis waar van hulle almal. Hulle staan almal in rebellie teen God. En dis nie die enigste plek in die Bybel waar dit staan nie. Daar's nog plekke waar dit nog duideliker sê. As jy nou dink, kan dit ooit duideliker wees? Ja, is plekke waar dit baie duidelik stel.
dat die nasies, die probleem met die mens is dat hy die gesag van God oor hom nie wil hê nie. Die mens het nie 'n probleem met die seëninge van God nie. Geen probleem daarmee nie, maar hulle het 'n geweldige probleem met die gesag van God. Nou sê ons sien nou, dis 'n algemene internasionale tendens, vers 1 en 2, en ons weet wat dit is, vers 3. Hulle wil met die gesag van God niks te doen hê nie, hulle is hulle eie baase en hulle wil hulle eie ding doen. En dan sien ons die mees bizarre reaksie in vers 4. Nou, toe ek en Pippa in Oekraïne was ek nou soos ek nou is, net jonger, nee? En so. Maar ook, weet so joviaal en en die Oekraïners het niks van dit gehou nie. Niks nie. Want hulle sê, dis ligsinnig. En 'n Christen is nie ligsinnig nie. So, in hulle definisie van geestelikheid is hoe ernstiger, hoe geesteliker. Ek beloof jou, ek spot nie eers nou nie. Dit klink 'n bietjie gereformeerd, hè? Maar jy moet ernstig, 'n geestelike man is 'n ernstige man. Nou, sit ons eendag in die sitkamer, nou wil ek weet, want hulle kom sien my, daar's 'n spesiale delegasie, wat my kom sien, dat ek moet afstand doen van hierdie swak geestelike houdingkies van my. Soos byvoorbeeld om te glimlag en te lag. Ag, kom gerus in, dankie. Ons sit eendag in 'n rondawel en die wind waar die deur oop en die ou sê, as jy klaar ingekom het, maak net die deur toe en daar klap die deur toe. Toe is dit nie snaaks nie. So, hulle kom my sien, nou vra ek vir hulle, okay, maar waar nie, hoe het julle God so gemeet dat hy nou, jy weet, want het kom nou uit die middeleeue ook, jy weet, almal is als tweedimensionele skilderye, jy weet, dan mag nie vrees, as nie uiting van vreugde nie, is als is ernstig, en as jy die laaste avond mal skildery gesien het, almal, het is 'n lang gesigte, en is ernstig, toonbeeld van geestelikheid. Toe sê hulle, nee, nêrens in die Bybel, nêrens hoor jy dat Jesus lag nie, net dat hy huil. Weet jy dit? Ja, Jesus het geween, kortste vers in die Nuwe Testament, Johannes 11. En dit is hoe hulle weet, en ek sê, okay, ek hoor julle, maar wat staan in Psalm 2? En ons kom by hierdie bizarre gedeelte uit, wat sê, hy wat in die hemel woon, lag. Daai ou gryp die Bybel uit my hand uit. So, wat? Ek sien, wat? Ek kan nie glo dit staan in die Bybel nie. Regtig, ek onthou daai dag. As dit nie vir daai gryp was nie, het ek seker vergeet al van dit. Maar hy gryp die Bybel, kyk, vat sy Bybel, kyk. Want die Russiese synodale teks, soos ons almal weet, is die enigste regte Bybel wat daar is. 1881, Russiese synodaal. Nee, dis is ons met die 31 of die, wat is die 33 of die 53 Bybel. Hulle, presies dieselfde ou goedjies waarmee hulle sukkel. Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Nou, as jy een persoon het wat teen jou saam, of wel, jy kan nie een ou kry wat saam sweer nie, nee. Hy sweer net dan. Maar as jy een ou kry wat teen jou opstaan, dis een ding. As jy twee ouens kry wat saam sweer, is 'n papisme. Een ou sweer, twee sweer saam. En dan is dit klaar erg. Nou kry jy later 15 mense wat 'n campaign teen jou begin voer, en dan begin jy die druk voel. As dit later 'n hele bevolkingsgroep in 'n nasie is, soos in die politiek in Suid-Afrika, dan word dit 'n baie sterk drukgroep genoem. As dit al die nasies in die wêreld is, wat saam staan met hierdie een doel voor oë, om die gesag van die Here te kanselleer, dan praat ons van 'n majestueuse mag van mense. En wat jy in die hemel sien, in hierdie toestand van al die nasies, nie 15 mense nie 'n deel van die bevolking van 'n nasie nie, maar al die nasies staan saam en hou raad. Laat ons hulle bande van ons as 'n same swering teen die gesag van God. Kom eens,
laat die Bybel ons net invat in die troonkamer, en wat kry jy daar? Nou wat jy daar kry, is nie God, wat sit op sy troon, en sy naels byt nie. Daar is geen spanning in die troonkamer nie. Hy is nie op sy senuwees nie. Hy kyk nie angstig rond nie. In die aangesig van wat hier gebeur, wys die skrif op na die troonkamer, en wat jy sien, is God is op sy troon, en hy lag vir hulle. Hy spot met hulle. Nou partykeer as ek na gebedsversoeke luister, dan kry ek die teendeel. As iemand nou agtergekom het, daar's nou 'n geheime wêreldorde ergens besig om te werk, en hulle vermoed dat die Amerika-Irak oorlog, of Iran-oorlog is nou dit. Nee, dan gaan daar mos nou onder Christene allerhande WhatsAppies rond. En daar word nou vertel, jong, en uit die antieke Aramees word daar aangehaal in Hebreëus, en hulle jaag die ouens se refmeters op, en voor jy weet, is daar kettinggebede wat omgaan, dat ons moet 'n staan maak nou, want hierdie is nou die laaste. En nou dink ek, Psalm 2. Dink jy vir een oomblik, God kyk na die nietighede, noem hy dit. Hy sê hulle bedink nietighede. Jy gaan nou hoor hoekom. En hy kyk na hulle en hy lag vir hulle. Hoe verspot kan hierdie kreature nie wees nie. Om te dink dat hulle kan teen God opstaan en slaag. En daar's iets wat weerspieël in my en jou reaksie, ek wil dit sommer net by sê, wanneer ons na wêreldgebeure en politiek kyk, daar's iets wat weerspieël word in ons reaksie, of ons regtig weet hoe God lyk of nie. Ek hou jou net dop as jy nuus kyk. Dan weet ek. Jy het nog nie die troonkamer gesien nie. Jy het al gehoor daarvan, maar dis hier in en daar uit. Nee, die tannie het nou vir my gesê met die laaste IFJJ, ons moet kerkproppies verkoop by die IFJJ, dat jy dit hier kan insit, nee, dat alles hier kan in en bly daar. Ek sê, ja, ek sien dit, mense se reaksies, wanneer niemand kyk nie, en wanneer hulle nie weet nie, en nie selfbewus is nie, verklap hulle reaksies, of hulle regtig weet wie God is, ja of nee. Want God se reaksie toon geen spanning, hoegenaamd geen. Maak nie saak wie sit op die aardse trone nie, of dit Domitianus, die Romeinse keiser, of een of ander iemand anderste is, hy bly in beheer, en hy bly God. Dan, sê vers 5, sal hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En iets tref my hier. God het nog niks gedoen nie. Hy het nog net gepraat. En hy praat net, en dit verskrik die nasies. Hy het nie opgespring, 'n groot kierie gegryp, ek praat nou menslike beelde, en storm hulle, en slat hulle uit mekaar, hy is nog net op sy troon, hy het nog nie beweeg nie, hy praat net. En hy verskrik die nasies. En nou, vers 6 en 7, is 'n beeld, as jy verstaan dat dit oor Jesus gaan, is iets wat jy kan leer ken, iets van die verhouding tussen die Vader en die Seun. Daar's 'n gesprek tussen hulle twee, en dis 'n baie rare ding om te sien in die Bybel, want dis voor ons Jesus leer ken het, as Jesus Christus gebore uit die maagd Maria. Dis Jesus uit die eindelose verlede, die Seun, wat in ewigheid bestaan. En die ewige Vader wat met die ewige Seun praat, en hy sê, ek het my koning gesalf oor Sion. Nie mense nie. Die koning van die heelal, my Seun. Nou, ek wil net gou daar stop, dat julle net dit verstaan. Jesus het telke male gelykenisse vertel waar hy sê, en dan vertel hy, ek gaan 'n paar van hulle net so opnoem, soos hulle vinnig by my opkom, en dan onthou jy, ja, jy het dit raak gelees. Hy sal ietsie vertel soos, 'n koning hou 'n bruilof vir sy seun, en dan sê hy vir sy diensknegte, nooi die mense na die bruilof, dan wil die mense nie kom nie. Onthou julle dit? Die koning
en sy seun. Dan is daar 'n ander een waar Jesus sal vertel van 'n man het 'n wingerd gehad en hy het 'n muur om dit gebou en hy het huurders gehad en dan stuur hy diensknegt en sê maar bring vir my die oes wat my toekom en dan wil hulle nie en dan stuur hy sy seun en jy sien die interaksie tussen die vader en die seun. En die vader gee vir die seun die reg om te regeer. Hy gee aan hom die koningskap en sê, jy sal die koning wees. Jy sal regeer oor die nasies van die aarde, oor die hele skepping, want alles is vir jou geskape en deur jou geskape, sê die Bybel. En hier kry ons 'n rare kykie in dit. Sê, ek het my koning gesalf. Julle het nie vir hom gestem nie. Dis nie 'n demokratiese bestel nie. Hy is nie daar weens populêre stem nie. Hy is daar want ek het hom daar gesit. Ek wil vertel van die besluit. Nou gaan die seun praat. Die Here het aan my gesê, u is my seun. Vandag het ek self u gegenereer. En die vader het gesê vir die seun, eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. Nou hierdie gedeelte, ek is, u is my seun, vandag het ek self gegenereer, kom 'n hele paar keer in die Nuwe Testament voor, en veral in Hebreërs, om te vertel dat Jesus die aangewese regeerder is, die koning van die nasies van die aarde. Eis van my, en ek wil nasies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde as die besitting. Nou, Vader praat nog steeds met sy seun. Hy sê, u sal hulle verpletter. Nou, dis ou Afrikaans, né? Eintlik moet daar staan, jy, die pa praat met sy seun, die vader met sy seun, jy sal hulle verpletter. Ou vertaling sê, u sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot, of soos die 83 sê, u sal oor hulle regeer met 'n ysterstaf. Of in Afrikaans, hedendag sal ons sê met 'n ysterhand. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wie sal stukkend geslaan word soos 'n erdepot? Die nasies van die aarde wat teen hom saamspan. Die nasies van die aarde en die konings van die aarde en die vorste en die regters, hulle gaan ook nou genoem word, wat daarop uit is om die gesag van die Here te kanselleer en hulle eie Here en meesters te wees. Hulle sal deur die koning stukkend geslaan word soos 'n erdepot. Dis 'n geweldige uitspraak om te maak. Ek lees net vanoggend weer daai versie Matteus 21 waar Jesus vir die Jode sê, die koninkryk sal van julle weggeneem word en gegee word aan 'n volk wat die vrugte daarvan dra. Hy wat op hierdie klip val sal verpletter word, maar die een op wie hy val sal vermorsel word. Nee, Matteus 21. Hier kry jy dit weer. Wees dan nou, en nou kom 'n pastorale woord aan die einde van hierdie psalm, om te praat met dieselfde nasies wat ons van gelees het in vers 1 en 2, om te sê, wees nou verstandig, julle is besig met nietige dinge, julle rebelleer teen die God van die heelal, julle rebelleer teen die een wat julle geskape het, vir een doel, en dit is vir hom, en julle rebelleer teen hom, julle dink julle kan teen hom opstaan, dis nietige dinge wat julle bedink. Maak nie saak hoeveel vuurpyle, hoeveel kernbomme, hoeveel tanks, hoeveel drones, wat het julle nie, dis absoluut vrugteloos waarmee julle besig is. En nou, die pastorale woord is, wees dan nou verstandig, nie nietig nie, o konings, en laat julle waarsku o regters van die aarde. Nou, as ek hierdie woorde lees, laat julle waarsku o regters van die aarde, dan, weet nie hoekom nie, maar dan dink ek aan my pa, wat met my praat en my waarsku, en nie die woorde gebruik nie, maar dis wat hy bedoel. Hy bedoel om vir my te sê, Richard, laat jou waarsku. Hoe hy dit gestel het was so. Hy het gesê, jy soek 'n pak. Jy smeek vir jene. Nou kyk, as my pa gesê het, dan moet jy nou weet, die ys kan nie dinner raak nou nie. Nee? Dis 'n manier om te sê, boetjie, laat jou
waarsku. Moenie 'n mielie wees nie. Laat jou waarsku. En hier is die waarskuwing. Nou wat jy nou gaan hoor in vers 11 en 12 is 'n beknopte weergawe van die evangelie van Jesus Christus wat jy ook hoor in die Nuwe Testament. Net vir interessantheid. Hoor gou. Dien die Here met vrees en juig met bewering. Ek wil net kyk wat sê die nuwe vertaling daar. Hy sê, wees dan nou verstandig, julle moet die Here met ontzag dien, om met vrees en bewering toejuig. Die ou vertaling gaan aan en sê, kus die seun. Ek wil net dit vir julle verduidelik, want dit is baie mooi. Ons het nie meer die beeld nou nie, maar as julle hou van, sê nou maar reekse op televisie, waar die Vikings is, of die ou konings hier in die middeleeue, jy hou van, wat was hy fliek, Kingdom of Heaven, is hy vreeslike brutale, swart gevegte, middeleeuse goed, dan sal jy die toneel al 'n paar keer gesien het, en dit is, wanneer die koning, die nuwe koning, wanneer hy presenteer word aan die nasie, dan kom die stamhoofde van al die stamme, dink nou aan die Engelse koning, en dink aan al die stamme in Ierland en Skotland en Wallis, en so aan, net die Anglo-Saxons, en dan kom die stamhoofde hier na die koning toe, waar hy nou is, hy kan hulle dalk halfpad ontmoet in die veld, groot al sy soldate en leiwagte staan hier, en dan kom hulle na hom toe, dan buig hulle voor hom en soen sy ring. En die teken wat dit is om te sê, ek sweer lojaliteit aan jou. Ek rebelleer nie teen jou nie. Ek is lojaal aan jou. Kus die seun. Want die teendeel hier is, die Psalm begin met, die nasies van die aarde is in rebellie en in opstand. Die koning is hier, die koning is gesalf, hy is deur die Vader in plek gesit. Ek self het jou gesalf as my koning oor Sion. En hy is 'n magtige koning. Hy is nie 'n armsalige ou koningkie nie. Hy is die Here van die heelal. En daar's net een van twee reaksies teen hom. Die een is rebelleer teen hom en word totaal en al vernietig. Of tweedens, wees onderdanig aan hom en lewe. En die keuse is joune. Nou kan julle nou dink, nee, sê nou maar, daar staan 'n lang ry, jy kan mos nou jou eie verbeelding, daar's nou 'n lang ry van hoofde wat daar staan, en jy weet, die eerste ou kom en hy kniel, hy sê, my liege, soen die koning op sy ring, weet so aan sy swaard, koning sê, ja, en dan gaan hy verby, maar daar's nou klomp mense wat waarneem, nee, en hier staan so 'n kordaat mannetjie in die tou, en hy sê, ek buig voor niemand nie. En die koning sê, is jy lojaal? Hy sê, natuurlik se ek lojaal in jou. Wat verwag, wat dink jy van my? En hy sê, buig en soen. Hy sê, dit sal ek doen nie. Nie oor my dooie liggaam nie. Hy lojaal. Lojaal. Ja, ek het mos gesê, ek is lojaal. Dis wat ons sê geloof is. Jy moet net sê, jy is lojaal. Dis fyn. Jy hoef nie te buig nie. Jy kan kiersreg op daar staan. Weier om die ring te soen, weier om te buig, ek sal dit nie doen nie, maar ek is lojaal, vat my woord vir dit. Dis wat ons sê. Hy is dan vreeslik gelowig. Gelowig se voet. Hy het gesê, oor my dooie liggaam sal ek buig, dis presies wat gaan gebeur. Dis presies wat gaan gebeur. Nou kyk nou hoe dit uitspeel in die Psalm. Kus die seun, dat hy nie toornig word nie. Daar's 'n reaksie wat die seun toon. Nou, ek gaan dit vir jou in reverse sit, né? Ekskuus, het ek net hier, kyk, waar is ek? Ja. Ek gaan dit vir jou in reverse stel. Ons vat nou die beeld, né? Dis nou maar 'n gebrekkige beeld, want dit is nou nie meer deel van ons leefwyse in wêreld nie, maar jy kry die idee. Die koning sit op sy troon, die stamhoofde kom, en hier is 'n magtige stamhoof, né? Sê nou maar, hy's bekend vir dit en dat, en hy kom en hy buig voor hierdie koning, en hy buig sy knie, en hy soen sy ring, en hy noem hom, my liege, I'm loyal to you with my life. Nee? En die koningsreaksie teenoor hierdie man is nie blasé nie,
Die koning gaan nie, ja, whatever, weet, staan daar nie. Dis nie die koning se reaksie nie. Daar's 'n heeltemal 'n dinamika wat gebeur, want skielik ontstaan daar, en dit staan in die Nuwe Testament net so. Daar's 'n dinamika wat plaasvind, die oomblik wanneer daai man dit doen en hy buig en hy soen die koning se ring en sweer aan hom lojaliteit, dan is daar 'n vriendskap wat ontstaan tussen die koning en hierdie man. Hierdie man word 'n vertroueling, 'n vriend van die koning. Dis 'n geweldige ding om te verstaan en te sien. En Jesus verduidelik dit aan sy disippels in Johannes hoofstuk 15. Hy sê, as julle doen wat ek sê, if you kiss the ring, sal julle my vriende wees. Vriende. Nie blasey toe maar gaan staan om daar in die ry en wag vir wanneer ek iets het om vir jou te doen en so aan nie dit nie. Dit is baie duidelik nie Jesus se reaksie teenoor die mense wat aan hom verbind is nie. Inteendeel, hy deel aan hulle die mees kosbaarste waarhede wat tussen hom en die Vader gedeel word, deel hy met sy disippels. En sê, ek deel dit met julle. Julle is nou deel van ons gesin. Hy trek hulle in, dis 'n geweldige ding wat daar plaasvind. Tussen die koning en die man wat buig. Daar's ook 'n ander reaksie. Die koning sit, en die man staan, en die man sê, vir jou sal ek nie buig, ek buig voor geen mens. Daar's ook 'n reaksie. Nou verskoon, as ek dit nou so vir jou uitspel, dis nie, omdat ek spot nie daarmee nie, maar die kontras is bedoel om jou dit te laat raak sien. Die koning sit nie op sy troon en bars in trane uit nie. Die koning gryp nie sy sakdoek en sê, wat gaan ek nou maak nu? Daar is 'n reaksie van die koning. Die koning weet presies wie is hy. Hy probeer nie die bul wees nie. Hy weet, hy is die koning. Hy weet, hy het alles hierdie geskape met die mag van sy woord. Kus die seun, dat hy nie toornig word nie. En julle op die weg, want as hierdie koning kwaad word, o nasies van die aarde, sal hy julle stukkend slaan soos 'n erdepot. Julle kan deur hom omhels word. Of julle kan deur hom stukkend geslaan word. Die keuse is joune. Dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Het jy 'n idee wie Jesus is? Is die regte plek om dit te vra, nie? En dan eindig die Psalm 2 met hierdie laaste saligspreking. Hy sê, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Hulle is veilig by hom, hulle is nie net veilig by hom nie, maar hulle is deel van sy vriendekring en sy verhoudinge. Maar die wat teen hom opstaan, pas op, laat julle waarsku. Nou, ek weet nie of jy dit weet nie, maar daardie 3 versies is 'n opsomming van die evangelie. Toe Petrus preek op Pinksterdag, toe preek hy dit. Hy sê, julle het hom doodgemaak, maar God het hom gekroon. Ons gebruik nou die woorde van Psalm 2. God het hom erken en hom uit die dood uit laat opstaan, dat hy is wie hy sê hy is, maar julle het hom vermoor. Hulle het deeglik geweet wat die implikasies daarvan is. Dat die aktiewe koning van die heelal is die een op wie hulle rug gedraai het. En hulle weet, dis nag. Toe vra hulle vir Petrus, wat moet ons doen? Want ons is in die moeilikheid. Hier is nie 'n ligtelike saak nie. Die koning roep jou nie nader en sê, kom hier, jou stoute ding, hè? Maar nie dit dink nie. En hulle weet hulle is in die moeilikheid en dat die oordeel van God op hulle is. En Petrus sê, as net een weg, bekeer julle. Kus die seun, dat hy nie toornig word nie.
Dis die woord, die seun, kus hom, draai na hom toe. Is dit nie 'n kosbare psalm nie? Dis die tweede mees aangehaalde psalm in die Nuwe Testament. Dis die psalm wat praat van Jesus die Here. Volgende week kyk ons na die psalm 110, die mees aangehaalde psalm in die Nuwe Testament, wat van Jesus praat as die hoëpriester. Nou, ek wil net vir julle 'n laaste ding sê. God het noukeurig moeite gedoen in die Nuwe Testament om hierdie twee ampte onder mense uitmekaar te hou. Jy kon nie en mag nie gekry het 'n koning wat ook 'n priester is nie, of 'n priester wat 'n koning word nie. Daardie twee ampte is uitmekaar gehou. Die enigste persoon wat al twee ampte behou, is Jesus self. Hy is die koning en die hoëpriester. Is dit nie kosbaar nie? So kragtig, dis wie Jesus is, nie? Dit is my so wonderlik om hierdie goed te hoor, want as jy nou vanaand, as jy nou huis toe gaan en jy bid by die huis en môreoggend, en jy praat met Jesus, nee, laat hierdie psalm net so 'n bietjie deur jou gedagtes gaan, en dan dink jy, die een met wie jy nou so maklik kan praat, terwyl jy ry in die kar of in Buldiet is, of waar jy is by die munisipale kantore, of by die huis, terwyl jy bossies uittrek, of wat ook al jy nou doen. Nee, terwyl jy so maklik met hom kan praat, weet jy wie's die een met wie jy praat. Dis die koning. Nee, wees dan nou verstandige konings van die aarde, laat julle waarsku oor regters, kus die seun, dat hy nie toornig word nie. Daar's die evangelie. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus. Here Jesus, wat 'n lieflike manier om onsself te herinner aan wie U is. U is die Here. Ons grootste eer en ons grootste vreugde is om voor U te buig en U te bely as die Here. Daar is vir ons geen verskrikking daarin nie. Om voor U te buig, die ring te soen, is net vir ons die rede hoekom ons bestaan, is vir dit. Dankie Here Jesus, dat U ons bring tot op die punt waar ons kan buig, waar ons U ring kan soen, waar ons deel kan word van U binnekring, saam met Jesus, verborge in God. Dit is so 'n lieflike ding. En Here, ons wil ook nou, terwyl ons dit sê, wil ons bid vir, wel, ons kan nou sê die wêreld, en ons, dit sal reg wees, maar in spesifiek wil ons bid vir ons geliefdes, mense wat ons ken, mense met gesigte en name, ons weet hoe klink hulle as hulle lag en as hulle praat, ons weet waarvan hou hulle om te eet en waar hulle bly, ons mense, wat nog steeds tot en met hierdie oomblik weier om hulle knieë voor U te buig, omdat hulle dink, dat hulle kan saamspan, en U bande en U toue van hulle afwerp. Here, ons wil vir hulle bid, ons hoef dit nie vir U te sê nie, U weet dit klaar, maar ons sê dit net, hulle is dwaas, hulle weet nie wat hulle doen nie, hulle is onsinnig, ons bid dat U hulle tot hulle sinne sal bring, Here, voor dit te laat is. Welke wyses ook al, laat hulle die lig sien, Here Jesus, om deel te wees van U omhelsing en nie van U wraak nie. Ons bid vir hulle. Here, as U ons wil gebruik in hierdie proses, leer ons hoe, wys ons wat moet ons doen, of wat moet ons sê, of wat moet ons nie doen nie, of wat moet ons nie sê nie, maar hier is ons, Here Jesus. Ons is lief vir hulle en ons wil graag hê dat hulle ook moet lief wees vir U. Ons bid vir hulle in Jesus se naam. Dankie Here. Amen. Amen. Elke knie sal buig.